Gemeente, ons skriflesing is vanmôre uit Matteus, hoofstuk 27. Dit is die Paasondag, ons herdenk die opstanding van die Here. Maar vanmôre wil ek tog, omdat die tyd ook maar beperk is, en ons maar net die 2 dienste het oor Paasnaweek, by die 4de kruiswoord van Christus stil staan. En ons gaan lees vanaf vers 32. Vanaf vers 32, Matteus 27, vanaf vers 32. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons saam met die kerk reg oor die wêreld hierdie besondere geleentheid kan herdenk. Die woorde kan hoor van die engele wat gesê het, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. En dat daardie woorde weer klink het en dat ons, as ons ook vandag bid, dan bid tot 'n lewende Here, die opgestane Here Jesus, wat sit aan die regterhand van die Vader, om vir alle eeue en alle tye tot in ewigheid vir ons in te tree, as die Hoëpriester, as die een wat versoening gedoen het, die een wat die prys betaal het, die een wat die plaasvervanger is, die een wat in ons plek gesterf het, die Verlosser, die Here. Ja, en dankie dat U deur die eeue heen die kerk vergader het en bymekaar gebring het en ook in hierdie dae. En dat ons ook kan uitsien na die dag wat U weer sal kom en soos U woord ook vir ons leer, wat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Dankie dat ons 'n lewende Here aanbid. Ons weet so baie ander godsdienste het leierfigure, maar alles in die graf. Maar U het opgestaan. En dankie dat U ook in ons midde is. En dankie dat U vir ons U woord gegee het, dat ons ook daaruit kan leer. Dat ons ook, soos Paulus, kan hoor wat hy gesê het, hy wil eintlik maar net die kruis verkondig, want die kruis, dis die krag van God, tot redding, tot verlossing, die evangelie. En ons gebed is ook vanmôre, Here, as ons die verhaal weer lees, as ons weer die woorde hoor wat U daar ook geuiter het aan die kruis, dat U ook ons harte sal aanraak, vir ons meer sal openbaar van die betekenis van hierdie gebeure. Wees in ons midde, Here. Wees ook vir met hulle wat op die paaie is, wees met hulle wat beproef word, hulle wat siek is, en so baie ander ook in nood. Wees ook vir hulle genadig, ook in hierdie tyd. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Matteus 27 vanaf vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopbeenplek. En daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. En daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif gegee: dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo.
Hy het op God vertrou, dat God hom nou red, as hy dan behaan hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers, wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af, het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lima sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was is opgewek en hulle het uit die grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook vroue wat op die afstand gestaan het en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Josef, Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook die volgelinge van Jesus was. Sien, is die einde van die skriflesing ook daar. Ons lees net tot sover dan, die woord van die Here. Gemeente, vanmôre wil ek stil staan by hierdie 4de kruiswoord van Jesus. Omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Nou hierdie is die 4de kruiswoord van Jesus, wat eintlik vir ons 'n baie in diepte betekenis gee van die lyding en die sterwe van Jesus. Baie mense het 'n kruisdood gesterf in daardie tyd onder die Romeine. Ons weet met 70 na Christus het een van die Romeinse keisers ook Jerusalem binnegeval en honderde duisende Jode is vermoor en baie van hulle was gekruisig in so 'n mate so dat hulle sê daar was te min hout vir al die kruise. So baie mense het 'n kruisdood gesterf en daar's baie erger forme van straf en lyding wat 'n mens kan deurgaan, maar hierdie woorde van Jesus wys vir ons op iets anders wat gebeur het tydens sy sterwe en dat hierdie sterwe van hom intens geestelik was, 'n geestelike lyding. Dit was 'n buitengewone gebeurtenis wat plaasgevind het. En hierdie was eintlik 'n ontsettende, ontstellende uitspraak. Baie mense wat miskien in onskuld veroordeel word. Baie mense wat miskien deur regters verkeerd na die doodstraf gestuur word. Geskiedenis wys daarop. Die regverdige Abel wat deur sy eie broer doodgemaak is. Tot met Sagaria, 'n lys van martelaars sien mens selfs in die Bybel. Maar wat hier aan die kruis gebeur en die man wat daar hang was geen gewone mens nie, hy was die seun van die mens. Hy was die volmaakte een. In al die ander gevalle van vervolgdes was daar miskien gebreke wat hulle moordenaars eers kon uitkrap en hulle voorblameer, maar hierdie was die regverdige een en selfs die regter van daardie tyd het gesê ek vind geen skuld in hierdie man nie.
En dis nie vreemd nie. Want dis die mens se houding teenoor God, as Psalm 14 vir ons ook sê, die dwaas sê in sy hart, daar's geen God nie. Dis sy begeerte. Dis ten diepste in die mens hierdie vyhandigheid. Ek wil niks met God te doen hê nie. Ek wil nie iemand hê wat oor my lewe regeer buite myself nie. Vernietig hom. En dis wat gebeur het. Maar wat nog meer vreemd was, dat die Here self, die Vader van ons Here Jesus, wat sy seun liefgehad het, wat terwyl hy hier op aarde ook was, laat uitroep het en gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, dat die Vader sy seun oorlewer tot hierdie skandelike dood. Wat sê hierdie woorde vir ons? My God, waarom het U my verlaat? In die eerste plek wys dit vir ons van onmeetbare lyding. Die woord verlaat is 'n baie tragiese woord. Ook in ons eenvoudige menslike taal stel dit eintlik baie ellendes voor. Dit roep baie verkeerde dinge dikwels in ons gemoed op. 'n Man verlaat, miskien word verlaat deur sy vriende, of 'n vrou verlaat haar man, of kinders verlaat hulle ouers. Maar 'n skepsel wat deur sy Skepper verlaat word, 'n mens wat deur God verlaat word, dis verskriklik. Dis waarom al die eeue heen kry 'n mens, en reg deur die Bybel ook, eintlik die uitroep van die mens: verlaat ons nie, Here. Moet ons nie alleen los nie, wees met ons. Want mens weet en jy ervaar, as die Here sy aangesig wegdraai, dan word dinge ondraaglik. En as dit vir die sondaar mens so is, hoe oneindig meer was dit nie gewees vir die seun van God nie. Hy wat daar aan die kruishout gehang het, wat vir ewig die voorwerp van die Vader se liefde was. Hy wat in die Vader se teenwoordigheid was van alle ewigheid af. Hy wat in die boesem van die Vader gewoon het. Hy wat sy heerlikheid gedeel het, nog voordat die wêreld bestaan het. En vir 30 jaar op aarde ononderbroke gemeenskap gehad het met die Vader, 33 jaar. Was die wegdraai van sy Vader se aangesig een van die bitterste dinge en die bitterste beker wat hy moes drink. Dat hierdie woorde vir ons sê en vertel van eintlik van die hoogtepunt van die lyding van Jesus. Die ander dinge was erg. Die soldate het hom gespot. Hulle het vir hom gekroon met die doringkroon, hulle het hom geslaan, hulle het hom gespoeg, hulle het sy klere gesteel en van hom afgeskeer. In die openbaar is hy verneder en tog het hy alles in stilte gedra. Sy hande en voete was deurboor, tog het hy die kruis verduur, hy het die skande verag. Die mense het hom gespot, selfs die misdadigers in die begin aan die kruis het ons gesien, en hy het sy mond nie oopgemaak. Maar nou, toe die gekonsentreerde oordeel van die hemel af op hom neerdaal, het hy nie geswyg nie. Toe sy uitroep: my God, waarom het U my verlaat? En hier sien ons ietsie van die verskriklikheid van sonde, die aard daarvan, die loon daarvan. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. Dood is die gevolg van sonde. Ons as mense ervaar dit verskriklik, in familie, onder vriende, in ons eie lewe, die liggaam sterwe. Dis nie maklik nie, dis nie mooi nie.
Romeine 5 vers 12 sê, die een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot almal deurgedring, almal, want almal het gesondig. So as daar geen sonde was nie, was daar geen dood nie. Wat is dood? Is dit die stilte wat plaasvind as jy jou laaste asem uitblaas en die liggaam wat bewegingloos lê? Is dit dood? Ja. Maar dis meer as dit. Iets veel aangrypender vind plaas. Want die Bybel sê die loon van die dood is nie net die fisiese dood nie. Dis ook die geestelike dood. Want sonde skei van God, die bron van lewe. Mense het dit in die paradys gesien, in Eden. Voor die sondeval het die mens volmaakte gemeenskap met sy Skepper gehad. In die aand en die dag het hy saam met sy Skepper gewandel, daar in die tuin. Maar toe sonde dit binnendring, toe moes hulle wegkruip vir God. Hulle was nie meer in staat om sy lig te geniet nie. Hulle was vervreemd van hom. Die gemeenskap is afgebreek. 'n Skeiding het plaasgevind. Toe Kain na die Here toe gekom het hy vir die Here gesê, kyk, U verdryf my nou uit die land. Ek moet my verberg vir U aangesig. Dis wat sonde doen. Dit sluit jou uit van die teenwoordigheid van God. Soos die illustrasie van die verlore seun wat ons ook al gesien het, wat sy pa gesê het, hierdie seun was dood, maar hy lewe weer. Beteken nie, hy het gesterf en hy was in die graf en het op 'n manier weer lewendig geword nie. Hy was geestelik dood. En hier aan die kruis het Jesus gekom. En daardie loon van sy volk, wat hulle moet betaal, wat hulle verskuldig is, hy wat geen sonde gehad het en geen sonde gedoen het, die heilige van God, het hy in sy liggaam gedra. In ons plek. Die regverdige vir die onregverdige. Nie net die fisiese dood nie, maar ook die strafregtelike dood. Dit wat ons geskei het van God, daarom het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Want jy weet, net so sal dit ook wees met elke mens, wat sy hart teen God verhard. Die verskriklike oordeel oor 'n verlore mens, is soos 2 Tessalonisense 1 vers 9 sê, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf weg van die aangesig van die Here en van sy heerlikheid. Dis die pad wat 'n verlore mens, 'n ongelowige mens sal stap. Want dis die loon van sonde, weg van die aangesig van die Here. Ewige skeiding van hom wat die bron is van alle goedheid. En ons lees in Openbaring 20 vers 14, dat Christus sal sê vir die goddelose, gaan weg van my, julle vervloektes, verbanning uit sy teenwoordigheid, 'n ewige ballingskap van God. Hy sê, gaan weg van my. Dis waarom die grootste ellende van die beskrywing van die hel is nie die wurms wat altyd sal vreet en die warmte en hitte nie, maar weg uit die teenwoordigheid van God. Die Bybel sê dit is die tweede dood. Dis nie 'n uitwissing van bestaan nie, maar 'n ewige skeiding van die Here van lewe, die skeiding wat Jesus hierdie 3 ure ervaar het terwyl hy daar in die plek van elke sondaar gesterf het. Op die kruis het hy die loon van sonde gedra.
my God, waarom het U my verlaat? En ons sien ook in hierdie uitroep die absolute heiligheid en die onbuigbare geregtigheid van God. Baie mense dink aan God om dit met respek te sê, soos 'n oupa in die hemel, wat daar sit, wat die wêreld gespin het en nou wag tot hy afloop. Nee. Hierdie God word beskrywe as absoluut heilig. Sy geregtigheid onbuigbaar. Sy wet absoluut vir tyd en vir ewigheid, onveranderlik. En dis wat hierdie woorde sê. So heilig is hierdie God, dat geen sterflike mens hom kan aanskou en kan lewe nie. Ons weet die karaktereienskappe van God is wyd en daar's 'n klomp. God is liefde. God is geregtigheid. God is wys. Maar God is heilig. Die serafs in die hemel bedek hulle gesigte voor hom. So heilig was die Here, toe Abraham voor hom staan, het hy uitgeroep, ek is maar stof en as. So heilig is God dat hy Job in sy teenwoordigheid gekom het, hy het gesê, daarom verag ek myself, Job 42 vers 6. Toe Jesaja, nadat hy jare gepreek het, 'n visioen gehad het van die Here in Jesaja 6, roep hy uit en sê, wee my, ek is verlore. Ek is 'n man van onrein lippe en woon onder 'n volk van onrein lippe. So heilig is hy. Habakuk 1 vers 13 sê, wat 'n rein van oë is om kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. En dit is omdat Jesus ons sonde gedra het. Dat die 3 maal heilige God nie na hom kom kyk nie. Dis waarom hy sy aangesig van sy eie seun weggedraai het, want op daardie moment op die kruis het Jesus die sonde van die wêreld op hom gelaai. Hy het dit gedra en God die Vader kon nie anders as om weg te draai en hom te verlaat in daardie moment nie. Hy het die ongeregtigheid van ons almal op Jesus laat neerkom. Hy was die plaasvervanger. En God se toorn teen u en my sonde is op die sondeoffer uitgestort. By die kruis, daarom meer as enige ander plek, sien ons die oneindige kwaad en verkeerd van sonde en ons sien die geregtigheid van God. As u en ek in hierdie wêreld leef, ons sien die TV, wat gebeur, mense se lewens, wat hulle doen, ons lees die koerante, kyk om jouself, kyk in eie lewe, dan wonder jy, is God 'n God van geregtigheid? Gaan hy nog optree? Dan sê die Bybel vir ons, kyk na die vloed, daar in die begin. Hoekom was dit daar? Hoekom was daar 'n Sodom en Gomorra, waar vuur en swaal neergedaal het en die stad verwoes het? Hoekom die pla in Egipte? Farao se hele leermag in die Rooi See verdrink. Ons sien in al hierdie oordeele maar net die gevolge van sonde en God se haat daarvoor. En dan kan jy gaan na Golgotha. En dan kan jy kyk na daai middelste kruis. En dan sien jy die seun van die mens, vir wie daar op bo staan, hierdie is die koning van die Jode, dan sterf hy daar, en hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Want op daardie moment dra hy die goddeloosheid en die sonde van die wêreld, word hy verbrysel deur die Vader self, soos die woord sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie.
dat selfs die natuur het gebewe. Aardbewings, die duisternis het toegesak in daardie moment, sprekend van hierdie skeiding wat plaasgevind het. Hy het in werklikheid ons sonde gedra. Hy, die heilige een, wat self rein was. Soos 2 Korintiërs 5 vers 21, die aangrypende vers sê, hy is sonde vir ons gemaak. In ons plek. En daarom het hy gebuig onder die storm en die toorn van God se afkeer, want hy het die ontelbare sondes van menigtes op hom gedra. En as jy die kruisboodskap wil verstaan, dan moet jy dit verstaan. By die kruis daarom is God se geregtigheid bevredig en sy heiligheid is daar bevestig. My God, waarom het jy my verlaat? Ons sien ook in hierdie woorde sy onwrikbare vertroue op die Vader. Hy het nou absoluut niks anders gehad as om te steun op die Vader se beloftes en sy verbond. As hierdie kreet ietsie van sy angs wys, maar dan wys dit ook sy geloof. Dat dit ook triomfeer, dat hy steeds roep en sê, my God, te midde van die duisternis, my God, U by wie daar oneindig ewige krag is, U wat tot nou toe my menslikheid ondersteun het, en volgens U belofte U dienaar staande gehou het, wees nou nog nie ver van my nie. My God, ek steun op U. Psalm 22 is 'n aangrypende psalm en 'n profesie wat ook heenwys na die kruisgebeure. En daar staan Psalm 22 vers 4, ons vaders het op U vertrou. Hulle het vertrou. U het hulle verlos. Hulle het na U geroep en is gered. Hulle het op U vertrou en is nie beskaam nie. Hoewel die toorn van God teen die sonde was, het Christus in die geloof ook hier getriomfeer. Ook vir u en vir my 'n voorbeeld. Dit is maklik om God te vertrou as die son skyn. Maar die toets kom as alles begin donker word. En dit mag wees dat ook miskien in u lewe lyk dinge baie keer donker. Maar bly vertrou op die Here, want in sy aangesig sal die lig verskyn. My God, waarom het U my verlaat? Hier is die fondamente vir u en my verlossing gelê. Dat God is heilig en daarom sal hy nie net na sonde kyk sonder om dit te straf nie. Hy is regverdig, hy oordeel dit, maar hy oordeel dit in sy seun. Die plaasvervanger. God self. Naam 1 vers 6 vra, wie sal stand hou voor die grimmigheid van God? Wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Net een, sy seun. Net een kon al hierdie wraak van sy Vader se toorn verduur. Net een kon die kop van die Satan vermorsel wat mag oor die dood het. Net hy. Sy grenslose liefde, sy onbuigsame geregtigheid en die almag van God, al hierdie dinge het saamgekom om vir u en vir my verlossing te bewerk. Dis soos op daardie gedenkwaardige nag van die Pasga, toe Israel uit Egipte moes vlug. En alles het gegaan. En die offerandes wat daar was, oor die een ding, dat die bloed van die lam aan die deurposte van die huise moes wees, van die wat gered moes word. En waar die bloed gesien was, het ek verbygegaan, sê die Here. Die dood van Jesus aan die kruis was 'n dood van vervloeking. Galasiërs 3 vers 13 sê,
Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Vervloek beteken vervreemding. En dis dieselfde woord wat Jesus eendag gaan uitspreek, soos Matteus 25 vers 41 sê, van die groot dag van oordeel sal daar mense aan sy regterhand en aan sy linkerhand wees, nou net andersderom. Maar wat hy sal sê, gaan weg van my, julle vervloektes. Dat hierdie woorde beteken, jy is verban uit die teenwoordigheid en die heerlikheid van God vir alle ewigheid. Dis wat vervloeking beteken. In die Ou Testament was daar die voorbeeld van die jaarlikse versoening, die versoeningsdag. En dan was 'n bul geslag gewees en die bloed is gestort by die genadetroon, daar's dit besprinkel. En dan is hierdie bul geneem na die buitekant van die laar. En daar moes die karkas verbrand word. So ook mense wat melaats was, wat nie genees kon word, soos dan daai tyd nie genesing was nie, hulle is eenkant gesit, buitekant die laar. Ons lees ook in die Bybel van die koperslang wat Moses moes oprig, nadat die volk deur die slang gepik was. Duisende Israeliete was besig om te sterwe van hierdie slange wat hulle gepik het, omdat hulle teen God gemurmureer en gesondig het, en hulle was sterwend, en die Here, Moses vra die Here, wat is die antwoord? En hy sê, rig 'n koperslang op, en elkeen wat na hierdie slang kyk, sal genees word. Hoekom 'n slang? Want die slang herinner mens aan die vloek, ook selfs in die paradys. Van die slang wat die mens mislei het in sonde. Jesus moes dit word. Hy moes soos hierdie bul buitekant die laar geneem word. Hy moes soos die slang soos die melaatses verworpe word buitekant die laar. Hy moes soos die koperslang die plek inneem van die sonde en die gif wat daar was. Buitekant die laar. Sodat al hierdie dinge kon gebeur, sodat die vloek van sonde nie op u en my kan kom nie. Hy het die vervloekte geword, sodat u en ek vrygespreek kan word. Dis waarom die gelowige verklaar eintlik maar Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Hy is my plaasvervanger. Sy dood was ook myne. Hy het die duisternis binne gegaan, sodat ek in die lig kan lewe. Hy het die beker van smart gedrink, sodat u en ek blydskap kan hê. Hy is verlaat, sodat u en ek vergewe kan word, en nooit deur God verlaat sou word. Geen wonder dat Johannes 15 vers 14 sê, Jesus, groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. En in die laaste plek, voorspel hierdie woorde ook iets van die finale toestand van elke verlore mens en elke ongelowige mens. My God, waarom het u my verlaat? En dat hierdie woorde aan die kruis, net soos dit spreek van heerlike verlossing en bevryding, sê dit ook vir elke ongelowige mens. Daar's nog geleentheid. Maar as jy nie hierdie aanbod aanvaar nie, as jy nie die seun van heerlikheid sien en in hom glo, sal jy altyd van God verlate wees.
En dis seker een van die mees skrikwekkende boodskappe in die Bybel. As 'n valse leer wat baie verkondig, ook van die kansels af, wat sê God het almal lief. Dat hy te barmhartig is om ooit enige van sy dreigemente in sy woord uit te voer nie. Presies wat die slang vir Eva ook gesê het, en toe hy gesê het, maar God het gesê, as jy hiervan eet, sal jy sterf, maar ek kan vir jou sê, jy sal nie sterf. Toe luister hulle vir die duiwel. En toe sterf hulle. So hierdie woorde van Jesus, aangrypende woorde. My God, waarom het U my verlaat? Is 'n waarskuwing vir almal wat buite Christus sterf. Hy het vir 3 ure lank hierdie lyding en toorn gedra sodat ons vir ewig dit nooit hoef te dra nie. So groot is die barmhartigheid van God. So groot is sy liefde vir u en vir my. Want so lief het hy die wêreld gehad. As jy dit nie doen, sal jy vir ewig van God verlate wees. So sê die Bybel, so sal dit wees op die finale dag. God is barmhartig. Die feit dat hy vir u en vir my uitnooi om na Christus te kom, om verlossing te ervaar, getuig van sy barmhartigheid. Hy's lankmoedig. As ek dink aan die eie lewe, as ek dink aan my lewe. Hoe hardnekkig, hoe rebels, hoe opstandig, hoe verkeerd die mense nie dikwels gelewe nie. En hy verleng jou tyd en hy gee jou geleentheid en hy bewys sy genade aan jou. Hy's lankmoedig. Maar dit hierdie woorde ook vir ons sê, daar gaan 'n grens kom aan hierdie barmhartigheid. Daar gaan 'n dag kom wat genade sal eindig. Daar gaan 'n dag kom wat die deur van hoop toegesluit gaan word. En as dit nie in hierdie lewe kan dit kom deur die dood. En op die oordeelsdag sal God in geregtigheid handel en nie in genade nie. Hy sal wraak neem oor die barmhartigheid wat jy verag het. Hy sal die vonnis van veroordeling voltrek wat jy reeds oor jouself uitgespreek het, want die Bybel sê hy wat nie glo nie, is klaar veroordeel. Christus was vir 3 uur van God geskei. Maar as jy finaal hierdie verlossingswerk wat ons hierdie Paasnaweek ook vier, verwerp, sal jy vir ewig van hierdie God geskei wees. My God, waarom het U my verlaat? Dit was 'n kreet van verlatenheid, sodat jy, u en ek dit nooit hoef uit te roep. Nooit. Dit was 'n kreet van skeiding, sodat u en ek dit nooit mag ervaar nie. Dit was 'n kreet van versoening. Mag u en ek steeds die reddende krag van die kruis en die opstanding vir onsself toeëien en ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sal nooit kan pyl wat presies daar aan die kruis gebeur het nie. Ons kan net probeer verstaan, ons kan dit probeer om dit in woorde uit te druk. Maar daar sien ons die liefde van God. Die toonbeeld van die geregtigheid, die barmhartigheid en die liefde van God. Vir 'n verlore wêreld. Dat in midde van u geregtigheid het u self die pad van verlossing en bevryding en redding uitgewerk, beplan, bepaal en voor ons neersit. O Here, u wys vir ons die weg. U is die weg. Ons dank u vir die woord. Ons dank u dat ons vanmôre net met sekerheid ook weer kan hoor
en kan weet, hy wat mag oor die dood het, die slang se kop is vermorsel, ja, dat die angel van die dood weggeneem is, naamlik die sonde, sodat ons voor U kan staan en voor U kan leef, van nou af tot in alle ewigheid, sonder om ooit weer van God verlate te wees. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.